Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending of weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vandag se onderwerp is hoe Afrikaans met 'n omsendbrief afgeskaf is. So nou daaroor praat, want ek dink nie baie mense is daarmee bekend nie. Maar ek het dit so half stadig aan ontdek. En ek het nou die omsendbrief gesien en ek sal hier ook 'n ander dokument wys, 'n ander hofuitspraak waarin die omsendbrief bevestig word. Maar voor ons nou by hierdie hartseer verhaal kom, wil ek net weer attent maak op om 'n boek te koop. Daar het nou weer 'n paar bestellings ingekom van mense wat van ons interessante boeke koop. Ek dink ons het die interessantste boeke in Afrikaans uitgegee oor die afgelope 20 jaar of wat ook al. En ook vertalings natuurlik en so meer, maar hierdie boek van Günter Grass, ek gaan binnekort oor hom praat. Jy kan dit hier lees, jy kan die video ook die stilhou knoppie druk en net lees wat staan op die agterblad. Maar dit is 'n baie interessante boek vir my. Ek gaan dit nou weer lees voordat ek met julle daaroor gaan gesels. Want dit verbreek 'n taboe. Daar's in 'n klomp lande en natuurlik veral in Suid-Afrika en in Duitsland is daar verskriklike taboes oor sekere goed mag jy nie praat nie. En ek sien daar's nou ek het op 'n ander videokanaal gesien, daar's blykbaar een of ander wetsontwerp wat deur 8 partye, die 8 linkse partye in die parlement, deur hulle almal ondersteun word, en ek dink daar's 'n daar's nou 'n tydperk waar tydens die publiek kan kommentaar lewer tot die 13de Desember, vandag is die 10de, met ander woorde, so 'n paar dae is die afsny datum. En dan daarna gaan jy nie meer iets oor apartheid kan sê nie of so iets. Jy mag nie kan sê maar dit was nie apartheid, was nie volksmoord nie of so iets. Jy weet, want eintlik was apartheid volksmoord, want dit is wat die definisie sê. Want die definisie van die VN sê dis gelykstaande aan volksmoord, wat dit nooit was nie natuurlik. Maar as jy so iets sê, dan gaan jy sommer tronkstraf kry of iets van die aard. Met ander woorde, ons spraakvryheid gaan deur daai wet afgeskaf word. Net soos wat Afrikaans deur 'n omsendbrief van 'n aantal regters, sommer 'n klein groepie wat so half in 'n kantoor bymekaar gekom het, en hulle het besluit, hulle is nou moeg vir hierdie Afrikaans in die howe, jy weet wat nou al, 400 jaar saam met ons kom, eers was dit Nederlands en toe Afrikaans, en jy weet, dit is nou al honderde, en ons Romeins, Hollandse reg en dit alles, en hulle het nou besluit, dit was, blykbaar in 2003 het hulle daaroor gepraat, maar dit het hulle so half 14 jaar gevat om iets daaraan te doen. En toe het hulle in 2017 in 'n kantoortjie vergader, so 'n paar regters, en hulle het besluit dat Afrikaans vir net eenvoudig se muur met 'n pennaal afgeskaf word, en hulle het 'n omsendbrief uitgestuur. Ek weet nie eens of hy uitgestuur is nie, want trouens, dis nou die interessante ding, hierdie besluit deur die regters, dit was nie in 'n hof nie, dit was in 'n kantoor iewers, in 'n hofgebou. Ja, jy weet, dit eintlik het dit nie, ek weet nie. Kyk, niks sal my verbaas oor die reg nie. Ek dink jy weet wat sê hulle in Engels, the law is an ass. En ek dink in hierdie land geld dit veral, want in 'n Pisang Republiek, ek dink jy weet, die reg is nog veel erger as op enige ander plek op aarde, hoe dit verdraai en verwring word en wat ook al. Maar daar was hierdie besluit gewees, van die regters, dat Afrikaans word nou afgeskaf, en natuurlik al die prokureurs en advokate, en jy weet, ek kyk altyd as ek by die howe kom, hoe lelik is hierdie mense se skoene. Jy weet, hulle vra R10.000 per uur, of R20.000 per uur, jy weet, en almal van hulle rol in die geld, en jy weet, hulle maak miljoene uit die publiek, en
pers hulle af, en as jy hom nie betaal nie, dan vat hy jou huis, en jy weet, of jou motor, of hy gaan beslag lê op, ek weet nie, jou vrou se erfborsie of iets, jy weet, hulle is altyd, jy weet, hulle is besig, hulle is soos die hyenas wat jag maak op die publiek. Maar daai mense, hulle koop sulke verskriklike lelike skoene, wat vir my iets sê ook van hulle, jy weet dat hulle natuurlik oor geen smaak of opvoeding of wat ook al beskik nie. Dis nou die spul sogenaamde regsgeleerdes. Ek sê nou nog 'n storie van hou aan, ek gaan nou nog iets vertel. Dit was ook so 'n bietjie in die media gewees oor Cameron, toe hy nou grondwethof regter was, en betrokke was ook by die saak oor Afrikaans, hy was besig om die uitspraak te skryf oor die saak aangaande die status van Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch. Dit is ook 'n interessante storie wat wys hoe oneties hy opgetree het. Maar voordat ek nou daarby kom, wil ek net, ek het hierso, ek gaan net nou, hierso is nou ons boek, maar kom ons kyk, ek gaan net gou oorskakel na hierdie, hierdie uitspraak, wat ek sommer nou lukraak in die hande gekry het. Hy wys nou nie so lekker op die skerm nie, maar hy is 'n bietjie afgesny aan die linkerkant. Maar dit is in 'n saak, kom ons kyk net gou. Dis een of ander M. Oosthuizen van Straten Appelland, dis 'n appelsaak deur Tokota regter. Ek het hierdie vertaal met Google in Afrikaans, want die uitspraak is in Engels gelewer. En ek sal nie ingaan op die besonderhede van die saak nie, dit is nie so ter sake nie, maar hierdie paragraaf is net vir my, hierdie paragraaf 25, is vir my net verskriklik interessant, want dit sê dat, probeer hom nou net so 'n bietjie skuif, miskien kan jy dit sien, ek weet nie, nee, het gaan nie help nie. Maar dit is miskien hierdie paragrawe wat ek nou hierso geselekteer het, dit is miskien op hierdie stadium raadsaam om te noem dat daar 'n flou argument deur meneer Douberman, wat namens meneer Oosthuizen verskyn het, was dat indien so 'n bevel nie gepubliseer is nie, dit nie geldig is nie. Nou hierdie bevel waarvan daar hier gepraat word, dit is nou hierdie regters wat in die kantoortjie bymekaar gekom het en besluit het dat Afrikaans in die howe afgeskaf word. Dis die bevel waarna hy hier verwys, want hierdie saak gaan nou oor die aangeklaagdes se reg om getuienis in Afrikaans te lewer. Nou sê hy verder, die argument verloor die feit uit die oog, dat selfs al is so 'n bevel nie gepubliseer nie, dit is nou hierdie omsendbrief, dit neerkom op 'n administratiewe bevel, wat geldig sal wees totdat dit deur 'n hof tersyde gestel word. Nou daai het hy dit. Dan gaan hy nou verder en hy verwys na 'n saak in Smith teen East Illow Landelike Distriksraad, en daar is al die verwysings, is daar 'n aanhaling uit daardie uitspraak wat sê, administratiewe bevel is steeds 'n handeling wat regsgevolge kan hê. Dit dra geen merk van ongeldigheid op sy voorkop nie, tensy die nodige stappe by die wet geneem word, hier is 'n bietjie 'n swak vertaling van 'n Google, maar om die oorsaak van ongeldigheid vas te stel en dit tersyde te stel of andersins omver te werp, sal dit net so effektief bly vir sy oënskynlike doel as die mees onberisplike bevel. Nou, is dit nie vir die ongelooflik nie, dat, en ek dink in daardie oorspronklike omsendbrief sê hulle ook dat die uitvoerende gesag in Suid-Afrika, dis nou die regering nie, dis nou, die ministers en wat ook al, hulle het nie 'n besluit geneem oor Afrikaans nie. En tot tyd en wyl hulle 'n besluit neem oor Afrikaans, gaan hierdie klompie regters in hulle kantoortjie, gaan hulle die taal afskaf in die howe. En soos ons nou sien, totdat iemand 'n hofsaak daaroor gaan maak en 'n hof andersins bevind, bly hierdie omsendbrief van krag.
Dis hoe dit werk. Nou, ongeag die grondwet en wat daar staan oor die 11 amptelike tale, en daar's mos wat, ek weet nie, artikel 6 of wat dit ook al is, waar hulle sê, nee, in elke staatsdepartement sal ten minste 2 amptelike tale gebruik en alles. Dit alles, die hele grondwet, beteken eintlik niks. Want jy kan 'n omsendbrief, 2 of 3 regters kan 'n omsendbrief uitstuur en dan is Afrikaans afgeskaf. Nou ek weet nie eens of dit gaan help om nou 'n hofsaak hieroor te maak nie, want kyk ons weet die regters op die regbank en die regters word deur mense soos Malema aangestel, want hy was mos en ek dink hy is nog steeds 'n prominente lid van die regterlike dienskommissie wat die regters aanstel. En daar was wat Raylene Keatley wat gesê het vir een Afriforum saak, sy is 'n progressiewe regter en en dis hoef sy nie eintlik haar te steur aan Afriforum se argument nie, want hulle is reaksionêr of iets van die aard. En sy het ook onder andere al gesê dat Afrikaans is afgeskaf. En sy het ook natuurlik, ek dink sy het die uitspraak geskryf oor Kieleboer, Kielefarmer en daardie saak wat Afriforum daaroor gevoer het. Dis die regbank en dit is toe bekragtig deur die Grondwethof, deur wat daarso in Braamfontein Constitutional Hill. Ek was al op 'n stadium daar, paar kere en wat ook al, daar's sulke plakkers wat daar bly langs die hof. En dit is natuurlik daar reg langs die Hielbrau waar ons dan nie daarop ingaan nie, maar daar is verskriklike verval in Hielbrau in Johannesburg. En maar met ander woorde, die howe, hierdie hoër howe en hoe jy gaan hoe erger, hulle het klaar besluit dat Afrikaans nie meer 'n amptelike taal is nie, ongeag wat in die grondwet staan. So watter nut gaan dit eintlik dien, watter doel gaan dit dien, indien iemand nou 'n hofsaak sou maak om hierdie omsendbrief van die regters van 2017 oor Afrikaans tersyde gestel te kry, want die howe sê klaar dat Kieleboer, Kielefarmer is vryheid van spraak en eintlik moedig hulle as dit ware die propagering van volksmoord aan, die hoër howe in Suid-Afrika. Nou as jy nou na die hof toe gaan wat vir jou sê, man, dis reg dat Afrikaners doodgemaak word en gemartel word en wat ook al, maar wil jy hê Afrikaans moet in ons howe erken word, is jy van jou sinne beroof. Ek bedoel, kan jy nie sien dat hier 'n logiese teenstrydigheid is dat die hof wat volksmoord as dit ware gewetig het, dat hy nou Afrikaans as 'n amptelike taal gaan erken. Dit gaan ons nou nie gebeur nie. Maar dis nog iets wat 'n mens vir meneer Donald Trump moet vertel. Jy weet, wat hier aangaan in die howe. Dat, jy weet, hoe werk die sogenaamde, wat noem hulle dit altyd, grondwetlike demokrasie. Hoeveel kere het ek nie al daardie frase gelees, of iewers, jy weet, of al hierdie skynheilige mense wat dit aanvoer, of gebruik die hele tyd. Hoeveel kere het ek dit nie al gelees nie? En dit beteken net mooi niks. Dit beteken nie, dis nie die papierwerk waarop dit geskryf is nie, die grondwetlike demokrasie nie. En dit voer my, gedagtig nou aan al hierdie goed wat ek nou oor Oswald Spengler en Herzog en die goed gelees het. Ja, demokrasie is maar eintlik dan wanneer die kudde dier oorneem. En dit bring my dan by Cameron self, want daar was 'n hofsaak gewees van, jy mag dit dalk onthou, so 'n paar jaar gelede, waar 'n groep lede van die konvokasie van die Universiteit van Stellenbosch het besluit om 'n hofsaak te maak oor die feit dat Wim de Villiers, wat toe rektor van die Universiteit van Stellenbosch was, hy was ook besig om Afrikaans met 'n omsendbrief af te skaf aan die universiteit, terwyl dit deel is van Stellenbosch se hele geskiedenis en ook die skenking wat wat gemaak is aanvanklik, dat Stellenbosch moet ten minste gelyke kanse bied aan Afrikaans sprekende studente, en dit was dan ook die naam van die organisasie wat hulle gestig het om die hofsaak te voer, gelyke kanse.
En gelyke kanse het toe gegaan tot in die grondwet hof met hierdie saak oor Afrikaans Wes-Stellenbosch. En Cameron, wat toe 'n grondwethofregter was, hy was besig om die uitspraak te skryf, wat ten gunste van die universiteit, ten gunste van Wim de Villiers, die anglofiel, beslis het. En dis natuurlik uiters oneties van 'n regter om met een gedingsparty in 'n saak agteraf te caucus. Maar dis presies wat Cameron gedoen het, en mense het hom gesien by die lughawe van Kaapstad, waar hy en Wim de Villiers so in 'n hoekie met mekaar gesels het, en waarskynlik dan oor die saak, en waar hy waarskynlik dan vir Wim de Villiers gesê het, man, ek gaan in jou guns bevind. En ek dink dit is 'n toonbeeld van hoe onpartydig, of dan juis partydig, die howe in ons land is, veral waar dit kom by Afrikaans of Afrikaners, of kwessies daar rondom. Wat absoluut, dit sê net vir my dat Suid-Afrika het heeltemal 'n soort piesangrepubliek geword, en ons kan glad nie pyl trek op die howe, of op die regering, of die mense wat die regters aanstel, of enige iets van die aard nie. Maar hopelik gaan daar vanuit die FSA, waar ek dink die wiel is besig om te draai, en daar gaan vir ons een of ander tyd uitkoms kom, en ek is tamelik optimisties, dat hierdie spil is besig om 'n hand geheel en al te oorspeel, en ek hou nie op om Afrikaans te praat nie, ek praat dit nie waar ek wil, en ek sal dit in die hof ook gaan praat, en hulle kan my maar aan die tronk sit ook, as jy weet, die regter kan sê, dis minagting van die hof, as jy Afrikaans in die hof praat, en hy kan my maar tronk toe stuur daarvoor ook. Ek daag hom uit om dit te doen. Ek weet nie, 'n mens moet iewers 'n streep trek, en ek dink dit is vir ons aanvaarbaar, dat ons, jy weet, met omsendbriewe vanuit hierdie soort korrupte, hierdie kleptokrasie wat ons regeer, dat hulle ons met omsendbriewe beheer nie. Nou ja, as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag. Teken gerus op die kanaal in, en kyk gerus na ons boeke wat hier onder verskyn onder die skerm. En dan kreefte gang van Günter Grass, waaroor ek op 'n stadium gaan praat, en dan gaan ons regtig praat oor hierdie oortredings van reëls en van taboes oor bepaalde aangeleenthede. En daar's 'n taboe ook oor die Afrikaners se lyding in hierdie land, waaroor jy nie mag praat nie. Want daar word gesê, nee, maar sodra jy sê, ja, so en so is vermoor of gemartel, of wat kan sê, nee, maar almal ly onder misdaad. Daar word geweld teen almal gepleeg, maar daar word nie geweld in die erge graad gepleeg teen die ander, as wat daar teen ons gepleeg word nie. En dit is die hele punt van die saak. Goed, tot volgende keer, dan totsiens.